Ons skriflesing is uit Eksodus 20 verse 8 tot 11. Eksodus 20 vers 8 tot 11. Dit lees as volg. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Tot sover. Genesis 2, vers 1 tot 3. En dis dan nou die tweede laaste preek wat ek doen oor hoe om Bybels te dink oor familie, werk, rus. En volgende Sondag aand sal ek die laaste een doen, sukses. Hoe om Bybels te dink oor sukses. Ek volgende Sondagoggend preek ek by daai kamp waar ek hierdie goed moet gaan aflewer. Rolf sal volgende Sondagoggend hier preek. Net voor ons lees en bid, ook ons medeleier Rian en Nelita vir julle met die afsterf van julle skoonseun hierdie week. Julle is in ons harte, in ons gebede, en dan ook vir Laurens Strauss, wat nie hier is nie, hy is in die Kaap, vir sy ouma se begrafnis. Ons aan Laurens ook dink, en Anthony en Sharon. Sharon begin haar behandeling met chemo hierdie week, die van julle wat nie weet nie, sy het vlak 4 kanker, en ons dink ook aan hulle twee in hierdie tyd. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, goeie herder, Here Jesus Christus, ons trooster, Heilige Gees, vou hierdie mense toe in u liefde, laat hulle so bewus wees van u teenwoordigheid. Here, u is die God wat naby is, soos die Bybel sê, vir ons in Filippense 4 vers 5. Die Here is naby. Maar wil u hulle in besonder bewus maak, u is met hulle. Al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Laat hulle bewus wees ook daarvan, ons is geliefd. Ons is geliefd deur ons hemelse Vader. En dat hulle bewus wees van u liefde deur mense hande en voete, wat hulle liefhet en omgee. En ook in besonder deur ons gebede vir hulle, Here. Wil u hulle onderskraag en versterk. Wil u nou vir ons ook kom help om te luister na u woord. In Jesus naam. Amen. So die tema, geniet God se rus. Waar vandaan kom daai Engelse woord holiday? Holy day, ja. Het kom van holy day af. En wat was die eerste holy day? Dit begin in Genesis 2, in ons teks hierso. Wanneer dit sê, toe die Here nou alles gemaak het, toe het hy gerus. Nou wat beteken dit as ons sê hy het gerus, en hoekom het hy die wêreld so geskep? En hoe help dit ons prakties? Kom ons lees ons teks, dan sien ons. Genesis 2 vers 1. So is die hemel en die aarde en alles wat daarbey hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het.
God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. So ek gaan hierdie baie eenvoudig opsom vir jou, of in 2 deel vir jou, en ek hoop is vir jou maklik om te onthou. Nommer 1, rus vir jou liggaam, nommer 2, rus vir jou siel. So kom ons kyk eers na rus vir jou liggaam. Nou toe ek studeer het, ter voorbereiding vir pastorale bediening, ons het 'n paar liberale dosente gehad daar by ons, wat nou sekere goed in die Bybel ontken. En dis eintlik jammer, ek weet nie hoe hulle daar ingekom het nie, maar nou ja, dit was so. En toe het ons een dosent vir ons gesê, Genesis 1, wanneer dit praat van hoe God geskep het, ek het nou vir die kinders gesê, dag 1, dit, dag 2, dit, dag 3, dit, en so aan. Toe sê die dosent vir ons, Genesis 1 probeer nie vir jou sê hoe God die wêreld geskep het nie. Dit wil net vir jou sê dat hy die wêreld geskep het. Maar hoeveel duideliker kan jy kry as dat hy dit uitspel vir jou hoe hy dit gedoen het? Die proses, die orde van die skepping, die 6 dae en wat op elke dag gebeur het, die tydsduur en so aan. En dit is wat Genesis 2 mee begin. So is die hemel en die aarde en alles wat daarbey hoort voltooi. So het dit gebeur, soos Genesis 1 vir jou sê. Nou ons het dit al in sonnaarskool geleer, nê? Wat ek nou vir die kinders vertel het, hierdie dag 1 tot 6, dag 1 dit, dag 2 dit, dag 3 dit, en hoe dit uitgelê is, wat op elke dag geskied het. Nou party mense, wanneer hulle Genesis 1 lees, dan sê hulle, ja, maar jy moet onthou, vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. So daai dae was nie gewone 24 uur dae soos ons dit ken nie, maar in 1 dag kon 1 miljoen jaar lank gevat het, om hierdie dinge te skep. Het is baie interessant vir my, dat hulle sê 1 dag 1 miljoen jaar, maar Petrus sê 1 dag soos 1000 jaar, en nou verander hulle dit somme. Maar daai mense is verkeerd. Genesis 1 is gewone dae. Hoe weet ons dit? Want hy sê in vers 14 van hoofstuk 1, God het die son gemaak, en die maan, en die sterre nou, om dae, jare, seisoene en tye aan te dui. So van die begin af is dit hoe dae gewerk het. En dan dwars deur Genesis 1 sien jy, en dit was aand, en dit was môre, 1 miljoen jaar. Nee, dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. So dis gewone dae, soos wat ons dit ken. Nou op die 7de dag, rus die Here. Ons dit in vers 2 hierso van Genesis 2. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. Hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. Wie wil 'n skoot in die donker skiet? En raai, wat is die Hebreëse woord vir rus? Shabbat. Sabbat. Ja, so die Here het gerus. Die Here het 'n Sabbat gehad. Nou ek het vir die kinders nou verduidelik, beteken nie die Here het geslaap nie. Of die Here het gaan rus soos dat ons rus nie. Dit beteken, hy het alles voltooi. Hy het alles afgehandel, soos vers 1 ook vir ons sê, die hemel, die aarde en alles wat daarbey hoort. Het hy nou afgehandel, vers 2 sê, afgehandel, vers 3 sê, afgehandel. Dis klaar gedoen. So dis 'n tipe rus wat 'n koning doen. So in Psalm 132, dan lees ons hoe die ark, daai boks, reghoekige boks, wat in die tempel ingevat is, of in die tabernakel, en met goud oorgetrek is, en dan sê dit, toe hulle die ark daar vat, Dawid wou graag hê, dan moet 'n tempel gebou word vir die Here, en nou vat hulle uiteindelik hierdie ark in die tempel in, Dawid het nie gesien hoe die tempel klaar gebou word nie, want dan sê dit, gaan op na u rusplek, Here. 'n koning rus op sy troon. En dis hierdie koning wat nou die wêreld klaar geskep het, en hy kan na alles kyk wat hy gemaak het, en sê, dit is baie goed. So hy het nie opgehou werk nie. Dit beteken net, hy het sy skepping afgehandel. Maar werk die Here nog steeds? Elke liewe dag. Hy gee vir die mossies kos, en vir jou, en vir my ons daaglikse brood. Jesus het gesê, want hulle wou vir Jesus, hulle het hom vervolg, want hulle het gesê, hy breek die Sabbat, hy het 'n man gesond gemaak op die Sabbat. En toe sê Jesus, my Vader werk tot nou toe, en ek ook. Johannes 5 vers 17. So God werk nog steeds, so hierdie rus is nie aktief wees nie, geen aktiwiteit nie.
So, hoekom het God die wêreld so geskep? Hoekom het God die wêreld geskep? 6 dae, 7de dag rus. Kon God dit in 'n sekonde gedoen het? Ja, wel, ek dink as Jesus kom, hy gaan 'n nuwe hemel en aarde maak, né? Dit sê Openbaring 21. Ek dink nie hy gaan 6 dae vat nie. Hy gaan dit onmiddellik doen in 'n oogwink. So hoekom het hy dit nie toe so gedoen nie? Want God het vir die mens 'n 6 eendag siklus ingestel. 6 dae werk, 1 dag rus. Dis wat Sean vir ons gelees het nou, in die 10 gebooie van die Sabbat. Jy moet 6 dae werk, 1 dag rus. Hoekom? Want in 6 dae het die Here die hemel, die aarde, die see en alles daar ingemaak, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het hy die Sabbatdag geseën en dit heilig verklaar of heilig gemaak. Die wêreld haat dit. Die wêreld haat enige iets wat die Here doen en wie die Here is. Hulle haat Genesis 1 en 2. Hulle haat God se instelling van 'n huwelik tussen een man en een vrou in Genesis 1 en 2. Hulle haat God se skepping van die mens moet heers oor die skepping. Nee, ek ry in Australië. Daar is so 'n bordjie teen 'n bloekomboom met 'n arend met 'n streep deur. Toe vra ek vir my, "Swaar, wat beteken dit?" Hulle sê, "Nee, hier vlieg nie arende nie, so moenie die bome afkap nie." Ja, onderste bo. Moenie 'n renoster se horing afsny nie, maar jy kan 'n baba doodmaak. Dis onderste bo. Ek sê nie ons moet die renoster se horings afsny nie. Ek sê net jy's onderste bo. Jy laat die diere oor die mense regeer, dat dit verkeerd om is. En net so haat hulle hierdie instelling van 6 dag, 1 dag siklus. 6 dae werk, 1 dag rus. In 1792 in Frankryk, toe hulle het nou gesê, hulle het so verlig geraak en so slim geraak, hulle het nie meer God nodig nie, en die Bybel is nonsens, is veeverhale, dis 'n storieboek. En hulle was sterk, die regering het sterk anti-christelik gewees. Dit was nou mos met die Franse revolusie, né? Sterk anti-christelik, en toe die Franse hulle eie kalender uitgewerk met 'n 10-dag werkweek. Want hulle wil nie God se 6 dag, 1 dag siklus hê nie. Dit het nie lank gehou nie, maar 'n paar jaar gehou en toe het dit ook tot 'n einde gekom. Of wat in Suid-Afrika, ons hou ook nie van hierdie 6 dag, 1 dag siklus nie, 6 dae werk, 1 dag rus nie. Ons wil elke dag dieselfde kan hê. So die mall moet vandag oop wees, net soos dat hy gister oopmaak en die res van die week oop was. Al die winkels, al die restaurante, sport, in die verlede, onthou ek, Sondag sport het ingekom, en toe later, seker omtrent 20 jaar terug nou, of dalk 'n bietjie minder, toe dit sommer by skole begin, 15 jaar gelede. Maar nou speel skole op Sondag cricket. Hoekom kan jy dit nie Saterdag gedoen het nie? Hoekom moet jy 'n wedstryd op Sondag hê? En so werk gaan aan, alles gaan aan op Sondag. Nou, meeste werke sluit, maar baie van dit gaan maar net aan, soos in die res van die week. Wie van julle het in 'n era groot geword, wat Sondag was dit, jy kon 'n speld oorval, jy kon 'n vlieg se vlerke oorklap. Dit was stoepstil geweest. Ek het so groot geword, die strate is doodstil. Jy weet, mense wat nie hou van God se instelling van 'n 6 dag, 1 dag siklus nie, dis daai mense mis God se glimlag. Hulle mis God se blydskap, hulle mis God se guns, hulle mis God se seën. Hulle mis iets daarvan. Vers 3 sê vir ons, God het die 7de dag geseën. Daai woord seën beteken happy. Guns, gunstig. En hulle mis dit. Daar is net 3 dinge in die skepingsverhaal wat geseën word. Die een is, God het vir die voëls en die visse, hy het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en so aan. Tweede een is, God het die man en die vrou geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. En die derde een is, God het hierdie 7de dag geseën. Dis iets spesiaal, dis iets wat hy afsonder. 'n gawe wat hy aan ons gee. Nou, hoe is die Sabbat 'n seën? Hoe is die Sabbat 'n gawe? Hoe is hierdie 6 dag, 1 dag siklus vir ons 'n seën? Wel, die feit dat jy vandag nou net rustig is, jy verkoop jou siel in die Here. Jy versterk jouself in sy woord. Jy kom saam met ander gelowiges. En ek wil amper sê, jou batterye is bietjie gelaai. Jy's gerecharge. Jy het tyd met jou gesin. Jy hoef nie elke liewe dag by die werk te wees, 7 uit 7 dae nie. Die Here sê vir jou, ek sal vir jou 7 dae se salaris gee vir net 6 dae se werk. Wat 'n baas sal dit vir jou sê? Die Here sê dit vir jou. Toe hulle ons manna optel, toe sê hy, die dag voor die Sabbat, tel 2 keer op,
dubbel soveel op en dit sal nie vrot word die volgende dag nie. So ek gee vir jou 2 dae se kos vir net 1 dag se werk. Die dag voor die Sabbat. En dan jy het minder uitgawes. Jy hoef nie ekstra petrol te betaal om werk toe te ry nie. Jy hoef nie ekstra dagsorg te betaal of crash te betaal of ander uitgawes hê nie. Wie van julle is by die werk, gee hulle vir julle 52 dae per jaar af? Niemand. Net die afgetredes. Die Here gee vir jou 52 rusdae per jaar. Hy sê jy hoef nie te werk nie. Gee vir jou die eenheid 7 dae af. Ontspan. En dan, nog 'n manier wat hierdie rusdag 'n seën vir jou is en tot jou voordeel is, as jy werk beter die ander 6 dae, as jy gerus het. You will do more by doing less. Ek het vir iemand hierdie verduidelik gister. Van Prediker 10 vers 10, wat sê as jou byl stomp is, moet jy meer krag gebruik. Maar as jy wysheid het, sal dit jou help om sukses te bereik. So hier's die prentjie. Hier's 'n hoop hout en hier's 'n hoop hout. En nou hier staan 'n man en daar staan 'n man. Nou sê die baas vir hulle, ek wil hê julle moet hierdie hoop hout klaar gekap hê voor 5:00 vanmiddag. Hierdie ou kap en hy kap, volgende stuk hout. Hierdie ou, hy kap en hy sê vir sy vriend, wil jy nie 'n breek vat nie? Ietsie eet, hy sê hierdie goed met 5 voor klaar wees voor 5:00, kyk hoe hoog staan die hoop nog. Hy sê man, ek gaan 'n breek vat. Nou vat hy 'n breek en hy drink 'n bietjie water en dan kap hy weer. Dan sê hy weer later oor 'n uur en 'n half sê hy vir sy vriend, jy nie 'n breek vat nie, ons iets eet. Hy sê nee, kyk hier, staan hierdie hoop nog, dan vat hierdie ou 'n breek en hy eet ietsie. En dan uiteindelik is dit etensbreek en dan later dan ontspan hy ook bietjie vir so 'n halfuur, lê hy net en rus sy spiere, want sy spiere is moeg, maar hierdie ou werk en werk. Hierdie ou vat sy byl, hy slyp hom weer. 4:30. Toe is hierdie ou klaar met sy werk. 4:00 het hy al uitgepas, hy kon nie klaarmaak nie. Ja, jy werk beter as jy tyd afvat. En dan ook net in die algehele gesondheid. Ek praat nou van liggaam en gees en siel en verstand. Minder stres, nie uitbranding nie. Ja. Want jy vat tye van rus. Nou buiten vir 'n weeklikse Sabbat, die Here het vir sy volk Israel, hy het gesê, en dan gee ek nog vir julle 7 feeste 'n jaar, wat jy Jerusalem toe gaan, ontspan het, geniet dit. En deel met mekaar. Daar's skaapvleis wat julle braai, en brode wat julle bak, en melk wat julle drink, en wyn wat julle drink. Net 'n tyd van feesviering en blydskap. 7 keer 'n jaar wat hulle dit het. En dan sê hy vir hulle, elke 7de jaar, dan moet die grond rus, jou plaas moet rus. Nie jou gewone werk op die plaas nie, jy kan maar ander goed doen in die skuur en goed regmaak wat gebreek het en so, maar nie die gewone boerdery nie. En dan is daar 7/7, so elke 49 jaar is 'n jubeljaar. Al die skulde word afgeskryf, slawe word vrygelaat, dit is net 'n tyd van blydskap. En ons regering en die meeste samelewings erken dit. Ek dink amper elke samelewing, ek het op die internet probeer kyk, is daar 'n land wat nie publieke vakansie daar het nie, dit lyk my nie so nie. Daar's lande wat net 7 per jaar het, dan is daar lande wat 30 per jaar het. Maar daar's publieke vakansie daar, daar's lang naweke, ons amper moeg vir die lang naweke. Nee, alles is dit onderbreek als. Maar ons het nou 'n klomp lang naweke gehad. So dis hierdie beginsel van die feeste, die lang naweke, en dan kry jy verlof, en dan is daar lang verlof, long service leave of sabbaticals, wat ook by party plekke geskied. Nou ek het dit gehad in 2024, weet jy, ek het vir my hele bediening lank gesê, hierdie lui predikante wat 'n sabbatical wil hê, wie het 'n sabbatical nodig? Nou ja, tot ek met my tande in die grond was, en in die stof gelê het, en toe pleit ek vir dit. En toe besef ek het dit nodig, en ek het bietjie skuldig gevoel, en ek praat toe met 'n predikant, en hy verstaan hierdie goed, want hy het ook gecrash and burn, en toe gesels ek met hom oor hierdie ding, nou hy het al in 2018 vir my gesê, bome kan nie altyd vrugte dra nie, daar moet 'n tyd wees wat daar rus is, wat daar winter is. Die grond kan nie altyd 'n oes oplewer nie, daar's 'n tyd wat jy nie moet ploeg mee nie, los die grond vir daai jaar, dis daai beginsel uit die Ou Testament, nee.
En toe, voor ons nou, ek en Deidre nou by die sabbatical weg is, toe ek het artikels gelees oor sabbatical en wat presies is dit, Christelike artikels, en die ouens sê, it's not a holiday. Nou, wat nou, ek het nou net vakansie gehad, wat moet ek doen op sabbatical? Want jy moet nie werk nie, jy moet ook nie vakansie nie. En so ek het nie mooi geweet nie, en toe kontak ek die ou. Ek sê van, hoorie, ek het nou hierdie goed gelees, en ek verstaan nie eintlik, wat moet jy nou doen met sabbatical? En toe sê hy, jy hou ekstra lang stilte tyd, en jy doen alles wat jy geniet. Jy rus, sodat jy terugkom en jy meer effektief kan werk. En toe gee hy my die voorbeeld, hy het uitgebrand, en toe het hy nou sy eerste sabbatical gehad, en hy sê hulle is in die Wes-Kaap, en hy praat by, ek kan nie onthou, is dit Ceres, of Wellington, of Citrusdal, ek weet nie, waar is die appelbome? Citrusdal? Ceres, goed, so by Ceres, hy sê hy praat met hierdie appelboer, hy sê dit is 'n verskriklike koue winter, dit was vrek koud. Toe sê hy vir daai appelboer, hoor jy, is hierdie ekstreme koue, is dit nie sleg vir hierdie bome nie. Toe sê daai boer vir hom, is die beste ding wat met hierdie bome kan gebeur. Hierdie bome gaan in 'n diep rus, wanneer dit so koud is. En daai jaar het hulle rekordoeste. En toe sê die ou vir my, jy gaan dit sien in die bediening ook, as jy sabbatical vat, jy kom terug, jy kan baie meer effektief werk, en effektief bedien na so 'n tyd van rus. Dis wat Jesus vir die disippels gesê het, nee. Hulle het nie eens tyd gehad om te eet nie. En toe sê hy vir hulle, kom bietjie eenkant. Ek en Deidre het gisterand gelees, voor ons gaan slaap het, Markus 6. Kom eenkant en rus 'n bietjie. Markus 6:31. En dis natuurlik voordelig oor die lang duur. As jy so verlengde tye van rus ook het, van tyd tot tyd. Vir party mense is sabbatical elke 7 jaar, elke 5 jaar. Maar daai verlengde tye van rus, dan is dit nie nodig dat jy aftree op 65 nie. En ek weet nou waar jy werk, jou maatskappy sê vir jou, ons soek jou nie na 65 nie. En dan doen jy ander werk, by jou huis, en jy sny jou gras, en Niels, al die reën, maar jy doen ander werk, en dit is nie nodig om af te tree op 65, byvoorbeeld in bediening nie. Nou, ek wil nou nie verkeerd praat nie, en ek ken nie al die detail nie, ek het julle al gesê, ek het geweier om te gaan ondersoek doen. So hierdie kerk was deur 'n skering in 2003, voor ek gekom het, ek het in 2004 gekom. Al wat ek weet is, een van die kwessies was, die konstitusie het gesê, die leraar moet op 65 aftree, en toe hy 65 word, hy preek nou nog, hy is 85, en toe sê hy, hoekom moet ek aftree? Ek kan nog gaan, en toe sê hulle, En ek weet nie wat die ander kwessies was nie, maar nou ja, die kerk het in 2 geskeur. Maar ek dink, daai tipe goed is onnodig. Jy kan langtermyn aanhou dien, as jy genoegsaam rus, sodat jy effektief kan aanhou oor die lang duur. Daar's iets beter as 'n sabbatical, en wanneer ons praat van rus, wat is dit? Om goed te slaap vanaand. 'n Goeie nagrus, so 'n daaglikse tyd van goeie rus is goed, soos Psalm 4 vers 9, wat hy sê, hy gaan slaap en hy staan op weer in die oggend. Dis die Here wat hom onderhou. Elke oggend as ek opstaan, dan sê ek vir die Here dankie. Dankie Here, goed geslaap gisterand. Of, Here, ek het nie so lekker geslaap gisterand nie, maar dankie ek het darm 'n paar ure geslaap. Of, Here, ek het verskriklik sleg geslaap gisterand. Dankie dat dit nie elke liewe aand so is nie. En dan wanneer ek en Deidre in die aand gaan slaap, net voor ons die lig afsit, dan bid ons saam, en ons bid elke aand ook vir 'n goeie nagrus. Rolf, jy bid dit gereeld, en jy bid vir 'n soete nagrus. Ja, soete nagrus, dat ons goed rus, en dat die Here ons beskerm. Nog 'n manier dat jy die Here kan dank vir goeie slaap is, slaap. Deur goed te slaap, sê jy eintlik vir die Here dankie vir hierdie gawe, Here. Ek is nie God nie, U is God. Ek kan nie sonder slaap gaan nie. Want die Here sluimer en slaap nie. Nou daar is mense, en julle is hierso vandag, jy sukkel. Jy sukkel om goed te slaap. Party van julle slaap sleg, want jy het nie 'n roetine nie. Vanaand gaan slaap jy 11 uur, môre aand 9 uur, die aand daarna 10 uur, en jy staan verskillende tye op, kryf jy 'n roetine. Selfde tyd gaan slaap elke aand, en selfde tyd opstaan, en dan eet reg. As ek, dis nou in die verlede, as ek na 8 in die aand, selfs net 'n halwe glas Coke gedrink het,
Ek drink nie meer Coke nie. Ek sal dalk 'n Coke Zero probeer. Maar daai kafeïne, ek kan nie slaap nie. Ek sal wakker lê tot 1 uur. En nou is dit sommer, ek moet nie eers 5 uur 'n Coke Zero drink of 'n klein glasie nie, ek sal wakker lê. So kyk wat jy eet. Jy wil nie te veel kaas eet nie, nee. Dis dit ek om Nebukadneser gedroom het. Nie te veel kaas of te veel rooi vleis. Jy mag kyk, jy ken jou liggaam, jy sal agterkom. Wat kan jy nie eet nie, wat kan jy eet? En wat sal help? Dalk kry 'n bietjie yoghurt net voor jy gaan slaap. Of bietjie koolhidrate sal help dat jy lomerig raak en aan die slaap raak. Warm melk en heuning, jy weet al daai tipe dinge. En dan ook belangrik is om daai laste wat jy dra, want daar's goed waar jy angstig is, goed waar jy bekommerd is. Gee dit vir die Here voor jy gaan slaap. Sê Here, hierdie laste, ek kan nie dit dra nie. Werp jou sorg op hom want hy sorg vir jou. Dalk bly jy wakker en jou gewete pla jy, daar's sonde. Bely dit aan die Here. Aan die einde van elke dag om dit te bring en te sê Here, hier is dit. En so deur die dag ook, maar as daar ander dinge is wat later gebeur het, gee dit vir die Here. Jou gewete jou nie pla nie. En die gevolg gaan wees dat jy nie die brood van angs eet nie. Nee, jy eet jou brood want jy gaan slaap. Dis te vergeefs dat jy laat gaan slaap en vroeg opstaan en die brood van smarte eet, want die Here gee dit aan sy geliefde in hulle slaap. Hy gee slaap vir jou, rus, ek sal vir jou sorg. Jy's nie Superman nie. Jy kan nie vir jouself ekstra inkomste genereer deur die nag en deur die dag en dink jy het nie slaap nodig nie. Ek sal vir jou sorg. Doen jou werk en slaap rustig. Werk in die dag, slaap in die nag, party van julle werk nagskof, jy moet dit omruil. En bewus wees die Here bewaar jou. Weet jy, ons het nou al mos nou 'n bietjie drama gehad hier met skelms en spring oor die heining en wanneer ons sulke dinge hoor, weet jy, ek besef net, ek kan nie nou wakker lê vir die res van die aand nie. Ek's nie die Here nie. Ek kan nie myself beskerm deur heel aand wakker te wees nie. Ek moet gaan slaap iewers en die Here vertrou, Here bewaar U my. U sluimer en slaap nie. Party van julle bly wakker weens pyn. Ek kry rustelose bene, restless legs, of ek het ander dag gehoor, iemand noem dit besige bene. Ja, dit is verskriklik seer, en dan baie keer tot in my hamstrings, my kuite gewoonlik, en kom Deidre met die koekroller. Een oor die kop, en slaap ek. Dit is 'n marmer koekroller, so hy is baie swaar. So sê ek lê op my maag en ek sit 'n kombersie softie oor my kuite, want die koekroller is koud. En dan rol sy my kuite en dit is vrek seer. Maar dan bring bietjie verligting later en dan kan ek slaap. En party van julle bly wakker dalk weens pyn en ongemak en jy kan nie slaap nie. In so 'n geval bid en raadpleeg jy 'n dokter as dit nodig is. En daar's baie ander goed wat ons kan sê. Party van julle sal sê, hoorie, ek is slaaploos, ek hoor al hierdie dinge wat jy sê, maar daar is nie, ek kry nie 'n oorsaak vir hoekom ek nie kan slaap nie. Ek dink in daai geval, as jy nie kan slaap nie, don't count sheep, talk to the shepherd. Praat met die Here, dink oor sy woord, sê Psalm 63, in die nagwaak as ek nie kan slaap nie, dan oordink ek u woord, en dan rus net. 'n Ou man het vir my gesê so tyd gelede, hy sê, I don't know why people are worried if they can't sleep. Just rest. Rus net. Al kan jy nie slaap raak nie, rus net. Hy sê, dis wat hy doen, want hy sukkel soms om te slaap. Goed, so dis rus vir die liggaam, nommer 1. Nommer 2, rus vir jou siel. 'n Vrou loop verby 'n kerk in Kreersdorp op 'n Sondagoggend en die predikant is besig om oop te sluit en hy staan saam met nog iemand en toe sê die vrou, ja, daar maak Satans kerk weer hulle deure oop. En toe sê die predikant vir haar, Tannie, jy lyk vir my soos Lucifer se vrou, jy kan maar inkom. Sjoe, dis seker nie reg nie. Ja. Maar in alle erns, ek het 'n boek op my rak van 'n dwaallering, en dit is hulle wat dit skryf, so dit is nie teenlig geskryf nie, hulle skryf dit, en hulle sê, almal van ons wat op Sondag kerk toe gaan, dis ons wat die merk van die dier kry, die 666, dis ons wat in die poel van swaal en vuur gegooi sal word, want ons aanbid Satan. So daai vrou het nie gegrap toe sy dit gesê het nie, die predikant het nou iets teruggesê daar. Ek het al 'n paar keer in my lewe gepreek oor die Sabbat,
En onder andere gepraat van Sondag is die dag waarop ons die Here aanbid, want Jesus het opgestaan op hierdie dag. Toe het iemand vir my 'n reaksie geskryf op die preek, op die internet. Toe sê hulle vir my, ek hoop die Here maak jou oë oop voor dit te laat is, want ek is nou verlore, want ek dink nou Sondag is die dag wat ons met saamkom, jy weet, en so aan, en ek moet my bekeer, en al hierdie tipe goeders. En toe sê die persoon onder andere, hoe kan jy sê, dit is 'n Sondag wat ons by mekaar kom, as Genesis 2 vir jou sê, 'n skepingsinstelling, die 7de dag. Nou vir die van julle wat nie weet nie, Sondag is nie die 7de dag nie. Toe ek 'n kind was, het ek altyd gedink, Sondag is die 7de dag. Saterdag is die 7de dag, Sondag is die eerste dag van die week. Hoe kan ek dit sê? Dat 'n skepingsinstelling verander word. Enigste manier dat 'n skepingsinstelling verander kan word, is as die Here van die Sabbat dit doen. Die Here self. Die enigste manier dat 'n skepingsinstelling verander kan word, is as daai skepping geval het in sonde, en Jesus kom en hy bring 'n beter skepping. Hy bring 'n nuwe skepping, en hy lei daai nuwe skepping in, deur op te staan op die eerste dag. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Waar dit begin? By Jesus se opstanding. So Jesus het ook sy werk voltooi. Genesis 2. God het die werk voltooi. Jesus het ook gesê dit is voltooi. Hy het aan die kruis gesê dis volbring, en op die eerste dag seël hy dit deur sy opstanding. En dis hoekom ons op die eerste dag saamkom. Dis hoekom ons sê die eerste dag is in Engels the Lord's Day. Openbaring 1 vers 10. Nou jy gaan artikels lees op die internet sê nee, Openbaring 1 vers 10, the Lord's Day, it's not Sunday, it's Saturday, wat daarvan gepraat word. Daai woord Lord's Day, daai konstruksie kom net 2 keer voor in die Nuwe Testament. Lord's Day en Lord's Supper. As ons sê Lord's Supper, dan beteken dit iets wat Jesus spesiaal ingestel het. Lord's Day, iets wat Jesus spesiaal ingestel het, deur sy opstanding. In die vroeë kerk, net na 100 na Christus, was daar 'n predikant met die naam van Ignatius van Antiochië. En hy het geskryf, the Lord's Day, Sondag. Nie die Sabbat soos die Jode gedoen het nie, maar die eerste dag waarin Jesus ook opgestaan het. So, hoor nou hierso. As ons sê, die Here se dag, dan beteken dit, dis nie jou dag en my dag nie. Nou, geen dag is ons nie, maar baie spesiaal as dit sê die Here se dag, dan beteken dit, hierdie is die dag wat hy afgesonder het, en hy vra vir ons, ek wil hê jy moet ABC doen. Onder andere, ek wil hê julle moet saamkom as gelowiges. Ek wil hê hier's wat julle saamkom, om my opstanding te onthou. Ek is die opgestane Jesus. Kom saam, kom wees in my teenwoordigheid, en dis wat die vroeë kerk gedoen het. 1 Korintiërs 16 vers 2, op die eerste dag van die week, wanneer julle saamkom. En dan praat hy van hoe hulle offergawe opneem vir die armes. Handelinge 20 vers 7, op die eerste dag van die week, het hulle by mekaar gekom om brood te breek, nagmaal. En Paulus het gepreek. En dis wanneer ons hier kom kan ek sê, dat hierdie is wat Jesus gesê het, maak disippels, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hierdie is die groot tyd van saamkom, waar ons onderrig word in God se woord. Eerder is wat jy net in jou normale gang gaan. Jy doen vandag wat die wêreld doen, want die wêreld doen alles vandag wat hulle gister gedoen het. En vir ons is dit nee, daar's 'n breek. Ons het 'n dag hier van rus. Ons het 'n dag van rus in die Here. Ons het 'n dag van by jou gesin wees en so aan. Ons wil nie wetties wees nie. Ons wil nie soos die Fariseërs, hulle so puntenerig. Jy weet, ek het gister in ons huisgodsdiens vir ons kinders gesê, die Jode het gesê, jy mag nie meer as 2 myl reis op die Sabbat nie, of eintlik 2000 stadia. Jy mag nie meer as daai afstand reis op die Sabbat nie, behalwe as jy op water is. En dan sit hulle 'n watersak onder hulle boude op die donkie se saal. Nou reis ek op water. Ons wil nie so wees nie. Selfs vandag nog, Jode, so hulle mag nie 'n ligskakelaar aansit op die Sabbat nie. Ek het hierdie op 'n Joodse webtuiste gelees, My Jewish Learning. So nou is daar debatte, hoekom mag jy nie 'n ligskakelaar aansit, maar nou werk jy, want jy maak 'n vuur. Jy mag nie die ligskakelaar aansit, jy werk, jy voltooi, wat is 'n circuit in Afrikaans, 'n stroombaan. Jy voltooi die stroombaan. So jy mag nie dit doen nie, ons wil nie dit doen nie. My oupa is nou nie meer hier nie, en ek glo hy dink dalk nou nie meer so nie, maar my oupa, ons mag nie kaart gespeel het op 'n Sondag nie, of jy mag nie swem nie, of jy mag nie fietsry of bal gooi buite nie.
Ons moet pas op, dat ons nie so rigied raak en dit raak 'n las eerder as 'n seën. Jesus het gesê die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. Die Sabbat is vir jou gemaak as 'n geskenk, om te sê hier's 'n dag rus, jy hoef nie te gaan werk nie. Nie die mens vir die Sabbat, ek moet in lyn kom en al hierdie lys van reëls sê nie. Nee, dis 'n dag van blydskap. Vers 3 sê vir ons, God het die 7de dag geseën. Blydskap. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en bly wees daarin. Nee, en daai dag is natuurlik Sondag. Daai versie in die Psalms van dit praat van die hoeksteen, die klip is verwerp deur die bouers Vrydag, Sondag het hy die hoeksteen geword. Vir almal duidelik geword is die hoeksteen deur sy opstanding. En dis die dag waarin ons moet bly wees. Dis die dag wat die Here gemaak het. Jesaja 58. Daar kan ek jou vra om gou soontoe te blaai. Jesaja 58. Einde van die hoofstuk. Vers 13 en 14. Nou hierdie beginsel wat hy hier praat van die Sabbat, ek dink ons kan hierdie ook toepas wanneer ons praat van Sondag, 'n dag van rus. Jesaja 58:13. Hier sê dit, as jy jou voet terughou van die Sabbat, jou daarvan weerhou om te doen wat jy wil op my heilige dag, en die Sabbat 'n vreugde noem, daar is dit, noem dit 'n vreugde, dag van blydskap, eerbied toon vir dit wat heilig is vir die Here, die dag eer en nie doen wat jy gewoonlik doen nie, deur nie geleentheid te vind om jou besigheid te doen en 'n saketransaksie te bespreek nie, dan sal jy jou vreugde vind in die Here, of by die Here. Ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde, ek sal jou erfenis van jou vader Jakob laat geniet, ja, die mond van die Here het gespreek. Nou, luister julle, ons blydskap is nie in die dag nie, ons blydskap is in die Here. Toe ek nog nie gered was nie, ek was mal oor Sondag, want ek gaan my vriende sien. Dit is so lekker om by die kerk te wees. En na ek tot bekering gekom het en verander het. Toe is dit nie net ek gaan my vriende sien nie. So bly ons gaan by die Here se mense wees, ons gaan sy woord hoor, ons gaan sy lof besing en so aan. Nou kan ek jou vra, hoe beleef jy Sondag? Is dit vir jou soos dit vir my was? Ek kan nie wag nie, ons gaan weer ons vriende sien. Is dit dalk vir jou soos, God, Sondag, want môre is Maandag. Of jy hou nie van Sondag nie, kerk toe gaan, vervelig, jy sien die reëls wat ons moet volg, Manic Monday, I wish it were Sunday, Sunday is my fun day, it's my I don't have to run day, but now it's just another Manic Monday. En jy sien op na môre, Sondag aan en môre is weer werk. As jou lewe gejaagd, het jy min tyd vir die Here. Jy kom net nie by hom uit nie en jy voel skuldig. En dan probeer jy opmaak, ek moet nou net meer in die woord kom, ek moet tyd hê vir die Here, ek moet met hom praat en dan misluk jy net verder. En dan voel jy, soos 'n man vir my gesê het, toe ek my episodetjie gehad het, toe sê hy, die ou mense het gepraat van jy sielsmoeg. Voel jy so, jy is moeg tot in die senter van jou wese, ek is moeg. En dan sê RCI vir jou, ons het die oplossing. Elke maand 'n paar rand wegsit en dan kom hy 'n vakansie. Dit sal jou probleem uitsorteer. En Ellen Gray sê vir jou, man, as jy jou geld net reg belê, genoeg belê, dan kan jy aftree eendag. Ja, jy is nou moeg, maar wag, 65 kom en dan kan vakansie hou tot jy doodgaan. Of Eastlands, jy hoef nie by Allen Park te gaan bly nie, kom bly by Eastlands. Dis nou 'n lekker aftreeplek. 'n paar rand hê om daar af te tree en dit gaan net lekker wees. En jy kan rolbal speel, en jy kan pool speel, en jy kan snooker speel, jy kan veerpyltjies, dart speel en swem in die oggend en jy weet dis nie die oplossing nie, want jy voel dit hier binne, jy voel dis 'n onrus in jou siel. Dis hier binne wat dit moeg is. En dan sê die Here vir jou, in terugkeer na die Here toe sal jy rus vind.
En in bekering sal jy net vrede vind vir jou siel. Jy kan dit self gaan lees, ek haal dit nie reg aan nie, Jesaja 30 vers 15. In returning and rest you shall be saved. Returning and rest. In quietness and trust. Quietness and trust. Kom na my toe. Almal wat vermoeid is, belas is, moeg is, oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee, vir jou siel. Neem my juk op jou en leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart, en jy sal rus vind vir jou siel. Want my juk is sag en my las is lig. Jy moet ingaan in die Here se rus deur geloof, sê Hebreërs 4. En daar staan mos geskryf, die Here het gerus van sy werke. Josua kon hulle nie vat in daai rus nie, in die beloofde land. Hulle het nie daai rus gekry nie. So daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. En dis die wat glo wat rus van hulle werke. Kom rus in die Here. As jy daai persoon is van wie ek net nou gepraat het, jy's moeg hier binne, jy's moeg in jou siel. So kan jy sien, Jesus gee meer as vers 3. Dit is nie net Genesis 2 vers 3, die Sabbatdag geseën en geheilig en gerus dit ingesit. Dis nie net dit nie. Jesus gee 'n rus wat dieper is en wat blywend is en wat ewig is, nie net eendag 'n week nie. Dis soos Christian. Wie van julle het al The Pilgrim's Progress gelees, Pelgrim se reis, of die fliek gekyk? In daai boek, dan kom Christian, hy het so groot, swaar las op sy rug, en hy kan nie daarvan ontslaa raak nie. Hy dra hierdie las, is vasgebind aan hom eintlik. Hy dra dit nie so met die hand vasgebind. En hy loop so vooroor gebuk as sy sondelas, en hy loop, en uiteindelik kom hy by die kruis, en toe hy opkyk, en hy sien die kruis, toe val hierdie las af, en rol teen die heuwel af in die oop graf in. Jesus het daai hele sondelas van jou, tel hy so af van jou af. Of daai dinge wat jou pla, daai vrese, daai angste, daai bekommernisse, bring dit vir hom, kom na die kruis, dat hy dit heeltemal aftel. En dat jy vryheid het en vrede het, en dat hierdie herder van sy skape, die goeie herder, laat hy dan lei na groen weivelde toe, en waters waar rus is. Toe ek 'n kind was, ek het baie gehou van die tyd in Louis Trichardt Baptiste Kerk. Ek het so mooi herinneringe, voor en na my bekering. Maar na my bekering ek onthou, daai liede wat ons gesing het, en een van die liedjies wat ons gesing het so gegaan. Daar's 'n plek van sielerus, naby die hart van God. 'n plek waar sonde nie ontrus, wat jou nie onrustig maak nie, naby die hart van God. O Jesus, Heer en Heiland, Seun van die hart van God, hou ons wat wag hier voor U, naby die hart van God. Here, U weet wat elke een hier nodig het. Party se liggaam is net moeg. Hulle het 'n vakansie nodig. Party moet vandag nie gaan werk aan wat ook al hulle beplan het nie. Hulle moet net gaan slaap. Ons is dankbaar dat ons hier kan wees vandag, om hier te kom rus vind in U. En te rus deur Jesus en deur die geloof. Ons sondelas, party het dit nodig, Here, om te kom breek voor U by die kruis en te sê, ek is stikkend, Here, ek is moeg. En wil U dan vir hulle hoop kom gee en rus kom gee, en haar hele sondelas aftel. Of U kinders wat bekommernisse het, kom vat dit, die hele pakkie, Here, en dat hulle verligting en rus kan hê. En dit bid ek in Jesus naam. Amen.